Goeiedag, ek groet u hier uit 'n amper koue Middelburg, Weeslig kantoor. Die genade van die Here is vir ons genoeg en ek prys hom en ek eer hom. Die boodskap wat die Here op my hart gelê het, gaan oor Samson en Delila. Met die waarskuwing aan elkeen van ons, sonde trek ons weg van die Here af. Kom uit Rigters 16 vers 4 tot 22. Gaan nie die hele gedeelte gelees nie, maar net van vers 17 af tot en met vers 20. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak. Dis nou Samson. En aan haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sal my krag van my afwyk en ek sal swak word en wees soos alle mense. Dan vers 19, en sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep met 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het hom begin om te bedwing en sy krag het van hom afgewyk. Vers 20. Toe sê sy, die Filistyn is op jou, Samson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom afgewyk het nie. Daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperketTINGS gebind en hy moes maal in die gevangenis. Liewe luisteraar, ek praat met u oor hierdie sonde wat so maklik lê en loer op elkeen van ons se lewens. Dit blyk my dat sonde nie altyd ernstig opgeneem word deur ons nie. Die korttermyn plesier van sonde maak 'n mens soms blind. Tog weet ons dat sonde en die boosheid geen plek by God het nie. Die unieke verhouding tussen die Here word dikwels uitgetrek in terme van 'n huwelik en daarmee saam 'n liefdesverhouding. Ongelukkig word die afvalligheid van die volk ook dikwels vergelyk met egbreek en met losbandigheid. Dit bring my vanoggend by die een van die bekendste liefdesverhouding in die Bybel. In Rigters 13 tot 16 lees ons van die verhouding tussen Samson en Delila. En op baie maniere het hierdie geskiedenis al die elemente van 'n moderne roman en of die lewe wat die meeste Christene uitlewe. Daardie element van die verbondenheid van liefde wat dit nagejaag word. Tog is dit presies wat die probleem is waarin ons onsself bevind. 2 Timoteus 3 vers 1 sê, maar weet julle dan nie, dat in die laaste dae daar swaar tye sal kom. Vers 2, want die mens sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Vers 3, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Vers 4, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. 5, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Dan sê Paulus, keer jou ook van hierdie mense af. Soos Paulus ons waarsku, so het God in die Ou Testament ook gewaarsku teen die vermenging van heidense volke. En die heidense volke stel sonde voor. Omdat hulle nie God ken nie en nie met God 'n pad kan loop nie.
Die deurlopende refrein in Rigters, en ons kry dit in hoofstuk 13 vers 1, elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. En dit verduidelik vir my dalk hoekom Simson ook so opgetree het. Die boek Rigters vertel ons van donker dele van die volk van Israel se geskiedenis. Omdat die volk gereeld gedoen het net wat reg is in hulle eie oë, het die Here hulle telkens oorgegee aan die volke rondom hulle. Maar dan was daar berou. En die gewone gevolg deur Rigters het die volk kom verlos. Ja, die Here het manne en vroue opgewek om die volk terug te bring na hom toe. Simson is seker een van die bekendste rigters, maar sy verhouding met Delila word vir ons as 'n voorbeeld van gevaar om nie met sonde te speel nie. As ons met sonde flankeer, het Simson, wat een van die grootste rigters was, dalk vergeet dat dit wat God oor hom uitgespreek het, onderdruk en of bloot geïgnoreer het. Van sy geboorte af word hy deur sy moeders aangepoor om te sê, jy's 'n Nasareer. Nasareer moes aan die volgende voorwaardes toegewy bly. Ons kry dit in Numeri 6 vers 1 tot 21. Hulle mag nie aan wyn hulle lippe gesit het nie. Hulle mag nie hulle hare geskeer het nie. Hulle mag nie aan 'n dooie liggaam geraak het nie. Soos ek die skrifte ken, was daar 3 mensies wat so op na vore moes kom. Simson, Samuel en Johannes die Doper. Dan praat ek nie eers van Jesus Christus nie. Die gees van die Here werk in Simson en stelselmatig begin hy Filistyne verslaan. Hy is verseker 'n vors om mee gereken te word tussen die Israeliete. Daarom is Simson waardevol vir sy volk. God gebruik hom om verlossing te bring. Maar reeds vroeg in Simson se lewe begin krakies deurskemer. Ons almal sukkel met die sondigheid van die mens, daai natuur binne in ons, wat veroorsaak dat iemand homself gewoonlik vergryp aan mag. Ja, ons wil almal mag hê. Dat iemand die seëninge uit die hand van die Here misbruik en self bloot weggee. Simson se groot swakheid is vrouens. En dan ook nie vrouens van sy eie stam of sy eie volk nie. Simson hou van die Filistynse meisies. Dit ontstel sy ouers, want hulle onthou die woorde van die engel van die Here en hulle ken die bepalings van wat die Here in sy voorskrifte gegee het. Maar aan Simson is daar geen keer nie. Selfs al is al hierdie verhoudings van Simson rampe eindig hy uiteindelik op by Delila. Nou is dit maklik om met die sendingsoog na Delila te kyk. Ek glo dat meeste van ons, net so Simson, ook dink om aan te gaan om haar nader aan die Here te lei. Tog werk Heilige Gees nie in Delila nie. Verder is hierdie verhouding van die begin af eensydig. Ons lees byvoorbeeld nêrens dat Delila ook vir Simson lief gehad het nie. Nee, anders as Simson bly Delila getrou aan haar volk. Verder hou sy haar oog op die beloning wat sy beloof is. Haar vraag oor waar sy krag vandaan kom, is nie vraag wat na die Here soek nie. Hierdie vraag het die doel om Simson in haar mag te kry. Eintlik om hom in die mag van die Filistyne te kry,
sodat hy nie meer 'n bedreiging vir hulle kan wees nie. Selfs die Filistyne besef dat die krag wat Samson het, net van God af kan kom. Daarom weet hulle tussen God en Samson, as God inbeweeg, sal hulle hom nie gebind kan kry nie. Hy sal geen krag hê as God hom verlaat nie. Maar hulle ken nie die Israelitiese geloof nie. Hulle weet nie hoe iemand aan God gewy word nie. Samson weet die feit dat sy hare nog nooit gesny is nie, die aanduiding is dat hy aan God gewy is. Maar hy is bereid om met sy geloof te speel. Hy wil bietjie pret hê en flankeer dan met die sonde. Daarom sien ons 'n opbou van onthulings aan Delila. Eers is dit snare en toue. Hy breek dit maklik en verslaan sy vyand maklik. Maar later kom Samson gevaarlik naby wanneer sy hare in die weefstof geweef word. Tog is Samson op hierdie flankeerdery so blind, hy sien nie wat gebeur nie. Hy besef nie, hy het telkens in die gevaar is met hierdie speletjies nie. Wat doen ons soms met ons geloof? Is dit nie ook op 'n speletjie waar ons kyk met hoe min moeite ons steeds kan wegkom nie? Ja, daardie klein jakkalsies, waar ons ook maar voortdurend besig is om die sonde op ons voorstoep toe te laat. Gee die sonde mag oor ons? In 1 Petrus 5 waarsku Petrus ons. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. En dit is presies wat met Samson gebeur het. Dit is soos 'n slanghanteerder wat 'n giftige slang vang en dan met hom speel. Die risiko bly groot dat die hanteerder net 'n oomblikse konsentrasie verloor en gepik gaan word deur die slang. Dis eintlik wat met Samson gebeur het. In vers 16, die geleesde gedeelte, verloor Samson konsentrasie en in vers 17 sien ons dat die sonde die oorhand kry. Hy openbaar hierdie diep geloofsgeheim, sy lewensgeheim met Delila. En op die manier is Samson steeds so blind deur sonde dat hy nie besef wat gebeur het nie. Dat die bepalings van die Here nie verniet was nie. Samson gee soos Esau van ouds sommer sy eersgeboorte reg weg. Hy ruil dit nie eers vir lensies op nie, maar sommer net vir niks. Samson gee vir Delila die mag oor hom. Nou kom Paulus en hy waarsku vir ons in 2 Korintiërs 6:14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Maar Delila stel eintlik nie eers belang in hierdie mag nie. Nee, vir haar het hierdie mag bloot 'n waarde van so om en by 65 kg se silwer, waarvoor sy hom kan verkoop. My vraag in hierdie dag is, hoe naby beweeg ons aan die brullende leeu? Is ons geloof en ons geloofsoortuigings te koop? Het ons al begin verloor in die speletjie wat ons soms met ons geloof speel? Is verskeie verkeerde oortuigings al so deel van ons lewens, dat ons dit nie meer snaaks is nie? Het ons op verskeie gebiede in ons lewens alreeds die mag aan hierdie wêreld en die Satan gegee? Dink maar aan waar gaan soek ons raad vir uitdagings in ons lewe? Wat beïnvloed ons keuses en ons optrede?
Is ons nog woord van God gebonde? Luister ons as die stem van die Here praat? Of is ons besig om rustig te slaap op Delilah se skoot? Die ontnugtering wanneer die sonde ons skei van die Here. Die ontnugtering en tragedie is groot en in ons teksvers sien ons dit. Toe hy aan die slaap is en sy hare afgesny is, spring Samson self vandaan op en glo hy is steeds aan die wenkant in sy speletjie. Hy dink hy sal sommer weer die Filistyne soos gewoonlik verslaan. Want volgens ons teksvers besef hy nie dat die Here hom verlaat het nie. Die genade tydperk vir Samson is verby. Hy word oorgegee aan sy eie sonde. Hierdie verlosser van Israel het ook geval. Nou wat maak die Filistyne? Hulle gryp hom, hulle steek sy oë uit. Hy kan nie meer sien nie. Hy is verslaan en ook nou letterlik blind. Maar daar is hoop in vers 22. Sy hare het weer begin groei. En ons weet hoe die geskiedenis van Samson geëindig het. Rigters 16:26, daarom sê Samson aan die dienaar wat hom aan die hand hou, laat my staan en laat my by die pilare betas, waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun. En die huis was vol manne en vroue en al die vorste van die Filistyne was daar en op die dak omtrent so 3000 manne en vroue wat kyk hoe Samson speel. Ek hou van vers 38 van Rigters 16, 28 van Rigters 16. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my twee oë op die Filistyne kan wreek. Roep my aan en ek sal jou uithelp. 3000 sterf op die een dag. Want die Here is heilig, daar is nie plek vir sonde nie. En ons het ook hoop, want die volmaakte verlosser het gekom. Jesus Christus, wat nooit sonde geken het nie, hy speel nie eers met sonde nie. Die duiwel versoek hom, maar dadelik wys hy hom tereg op sy woord. Nêrens sien ek dat Jesus geflankeer het met enige sonde nie. Hierdie Jesus is ons verlosser. Hy het opgestaan, hy lewe. Wat leer ek? Die Here sê, ons moet nader aan hom kom. Daarom gaan onder hulle 2 Korintiërs 6 vers 17. Sonder julle af, spreek die Here, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle Vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, so spreek die Here. Wat leer ons uit hierdie les? Sonde kan nie tussen ons en God staan nie. God roep ons tot heiligheid. God roep ons tot inkeer. God roep ons dat Heilige Gees beheer vat van elke situasie in ons lewe. Kom ons dank hom daarvoor. Hemelse Vader, dankie, dankie, dankie vir 'n les uit Samson se lewe. Here, dat u Gees nooit van ons sal wegneem nie. Help ons, Here, om getrou u te volg en nie agter hierdie wêreldse dinge aan te gaan nie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Shalom. Tot 'n volgende keer.